die idee agter hierdie video's is om jou te help om voor te berei vir jou opkomende Junie-eksamen. Dit is hersiening van elke liewe hoofstuk, die belangrike komponente daarvan, net om jou weer te herinner aan wat moet jy doen afhangend van wat die vraag is. Alright, so hoe ek voorstel jy gebruik hierdie is, neem 'n screenshot van die vraag, pause die video, beantwoord eers die vraag op 'n papier en dan na jy die vraag beantwoord het, dan kyk jy die video en soos jy die video kyk, merk jy jou vraag. Dan, as jy nou deur die hele vraag of deur die hele video en die vraag gewerk het, dan begin jy weer van voor af, doen al die vrae weer en kyk of jy dit reg kry. En hou jy aan tot jou brein eventually snap, dis die tipe vraag en dis wat ek moet doen. En dan vat jy eksamenhulp op jou persboek en jy gaan deur die vrae daar binne. Omtrent al die vrae wat ek hierso vir julle gee, het ek daar uitgekry, so dit is regtig 'n goeie hulpmiddel. Alright, so kom ons begin met hoofstuk 1. Die eerste vraag wat jy my kan beantwoord is wanneer hulle vir jou vra om getalle te identifiseer of te klassifiseer. Met ander woorde, jy moet weet wat is 'n reële getal, rasionaal, irrasionaal, heelgetal, telgetal en natuurlike getal. So kom ons maak gou sommer vir onsself net 'n vinnige opsomming hierso. So, onthou R staan vir reële getalle. Met ander woorde, dit is enige getal wat bestaan. So as jy in jou sakrekenaar kan intik en jou sakrekenaar sê nie vir jou math error nie, dan beteken hierdie getal bestaan. So omtrent alle getalle is reële getalle. Alright, dan obviously as jy R met 'n streepie kry, dan is dit 'n nie reële getal. Alright, so dis 'n getal wat nie bestaan nie. So dis enige getal wat 'n vierkantswortel het of 'n ewe wortel soos 'n wortel van 4 met 'n minus getal in. Jy sal sommer sien, tik wortels minus 7 in jou sakrekenaar, ek gaan vir jou sê math error. Alright, dan beweeg ons aan na rasionaal en irrasionaal. Alright, so onthou, kie is rasionaal, kie met 'n streepie is irrasionaal. So wat is die verskil? Die belangrikste is 'n rasionale getal kan as 'n breek geskryf word. So as ek vir jou 'n vraag gee en hy's 'n breek, dan is hy rasionaal. 'n Irrasionale getal kan nie as 'n breek geskryf word nie. Alright, so 'n rasionale getal is klaar 'n breek, dit kan 'n heel getal wees, of dit kan iets wees met eindigende desimale is. Met ander woorde, dit hou nie aan nie. Alright, daar's 'n punt wat hy gaan stop. 'n Irrasionale getal is 'n oneindigende desimaal is. So jy sal sien met wortels, en dit is veral by irrasionale wortels. Okay, 'n wortel gaan of stop op 'n heel getal, of hy gaan oneindigend wees. Alright, so 'n irrasionale getal kan wees soos wortel 7. Dit kan wees soos wortel 11, die derde magswortel van 21. Enige iets waar hy nie op 'n perfekte heel getal eindig nie, dan is hy 'n oneindige desimaal, met ander woorde, hy is irrasionaal. Alright, enigiets wat nie irrasionaal is nie, is dan outomaties rasionaal. Dan kry jy jou Z, onthou jou Z is jou heelgetalle, met ander woorde, jy het nie meer desimales nie, jy het nie meer kommas nie, dit kan enige positiewe of negatiewe getal wees, dit 8, minus 11, minus 305, enige getal, solank daar nie meer 'n desimale is nie. Dan jou laaste twee is jou natuurlike getal en jou telgetal. So dat die enetjie met 'n 0 is 'n telgetal, want jy begin by 0 tel. Alright, so dis enige getal groter as 0, waar 0 ingesluit word, en dan 'n natuurlike getal, en dan obviously nie 'n 0 nie, hy begin by 1. Alright, so kom ons begin met die eerste ene, wortel 7. Okay, wortel 7 bestaan. Okay, hy bestaan legit. So met ander woorde, ek weet hy is reël. Maar nou moet ek weet, is hy rasionaal of is hy irrasionaal? So as jy wortel 7 in jou sakrekenaar indik, kom ons doen dit sommer gou. Right, ek sal gaan na my sakrekenaar toe en ek tik wortel 7 in hom in. So wag dat hy load. Right. So in my sakrekenaar tik ek nou in wortel 7. Sien jy, hy gee vir my 2,64575131106 ensovoorts. Sodra hy begin met sy desimales, kan jy sommer weet, hy gaan nie eindig nie. So hy is 'n oneindigende desimaal, wat beteken hy is
irrasionaal. So daar, hy is irrasionaal. En as hy eers irrasionaal is, kan hy niks verder wees nie. Okay, my tweede ene is minus 99. Minus 99 is 'n legit getal, hy bestaan. So hy is reëel. Gaan hy rasionaal of irrasionaal wees? Obviously is hy rasionaal, hy het nie oneindige desimale nie, hy het nie eers desimale nie. So hy is rasionaal. Is hy 'n heel getal? Ja, hy is. Hy het nie 'n desimale nie, so hy is 'n heel getal. Niks is gebreek aan hom nie. Hy is heel okay. Is hy 'n telgetal? Nee. Want hy is nie groter as 0 nie. Met ander woorde, hy stop as 'n heel getal. Pi. Pi bestaan. Pi is 'n legit getal, so hy is reëel. Nou kom ons weer, is hy rasionaal of is hy irrasionaal? Vat hom, sit hom in 'n sakrekenaar. Alright, so shift, daai knoppie daar, dan sien ek hy gee my 3,14159265359. So as hy eers sou begin met al sy baie desimale is, dan weet jy klaar, Pi eindig nie, so Pi is oneindigend. So wat is Pi? Pi is altyd irrasionaal. 2,47, hy gaan reëel wees, en omdat hy net 47 is, beteken sy desimale stop op 'n stadium, so hy is eindigend. So hy gaan rasionaal wees. 7/8 is 'n reële getal, en weer eens 7/8 is klaar 'n breek, want as hy breek is, dan is hy outomaties rasionaal. En dan my laaste ene, wortel minus 8, sal jy sien, tik ek hom in my sakrekenaar, wortel minus 8, dan sê my sakrekenaar vir my math error. Okay, myne is bietjie meer fancy as julle sin, maar joune sal sê math error. Alright, wat beteken hy bestaan nie. So eintlik is hy nie reëel. Alright, so jy moet definitief weet watter van jou getalle is rasionaal en watter is irrasionaal, want dis die twee waar hulle mekaar raak. Die res het julle redelik onder die kiem, maar weet watter is rasionaal en watter is irrasionaal. Okay, so dis die eerste ding. Die tweede belangrike ding wat ons gaan doen in hoofstuk 1 is afronding. Onthou, as jy 'n 0, 'n 1, 'n 2, 'n 3 of 'n 4 het, dan bly die getal waar jy moet afrond dieselfde. Okay, as jy 'n 5, 'n 6, 'n 7, 'n 8 of 'n 9 het, dan gaan hy oprond. Okay, daai het hulle in graad iets geleer, laerskool. Alright, so hulle sê rond 7,48735 af tot 2 desimale plekke. Onthou desimale beteken na die komma. So 2 plekke na die komma. So wat is die tweede plek na my komma? Dit gaan wees hierso by die 8. Die 4 is die eerste ding na my komma, die 2 is die tweede ding na my komma. Nou ek moet nou besluit wat gebeur met daai 8. Bly hy dieselfde of gaan hy 1 oprond? En om dit te bepaal, kyk jy net na die getal langsom. Right, jy worry nie oor die res nie. Daai 3 en 5 is irrelevant. Ek worry net oor wat langsom staan. Langsom staan is 7. So gaan daai 7 maak dat hy oprond of dieselfde bly. Wat sê ons vir 7? 7 sê jy moet oprond. Met ander woorde, hierdie word dan 7,49. Ek het hom opgerond. Alright, en dan alles na hom val weg. Kyk, ons kyk na nommer 3. Rond 0,83521943 af tot 3 desimale plekke. So hoeveel plekke gaan ek nou na my komma kyk? Ek gaan 3. So 1, 2, 3. Ek gaan werk met die 5. So ek moet besluit, gaan daai 5 dieselfde bly of gaan hy 1 oprond? Om dit te doen, kyk ek net na die getal langsom. Langsom het ek 'n 2. So wat gaan dit 2 maak gebeur met my 5? Die 2 gaan maak dat hy dieselfde bly. Met ander woorde, dit bly 0,835. En alles na hom val weg. Okay, so maak seker, dis 'n maklike punt wat jy in jou sak moet kry. Alright, dan beweeg ons aan na verhoudings toe. So onthou, daar's verskillende vrae wat hulle by verhoudings kan vra. Like of jy vra om dit te vereenvoudig, om dit te verdeel
te verminder of te vermeerder. Okay, so die eerste een hierso is vereenvoudig, so ek wil hom in die eenvoudigste vorm skryf. So my eerste verhouding wat ek het is 27 tot 9. So ek moet 'n getal kies wat in beide 27 kan indeel en 'n 9. So watse getal kan altyd van hulle indeel? 9. So ek deel my 27 met 9 en ek deel my 9 met 9. So wat is 27 gedeel deur 9? Dit gee vir my 3. En wat is 9 gedeel deur 9? Dit gee vir my 1. Jy kan dit altyd op jou sakrekenaar ook gaan toets. So dan vat jy die twee terme wat jy daar gehad het, soos het 27 en 9 gehad, tik hom in as 'n breek, en dan gaan jy sien, hy gee vir jou 'n antwoord van 3. Met ander woorde, dis 3 tot 1. Daai twee gaan saam, daai twee gaan saam. Right, so hy is lekker eenvoudig. Right, by vraag 4.2 gee hulle vir jou 3 ure en 360 minute. Nou, dadelik in jou kop moet daar iets afgaan met vir jou sê, ek kan nie met ure en minute werk nie. My eenhede moet dieselfde wees. So ek moet dit either na minute toe herlei of na ure toe. Nou kom ons sê ons hou dit in ure, so hierdie enetjie bly 3. En wat moet ek doen met 360 minute om hom te kry na ure toe? Wat gaan ek doen? Ek gaan deel met 60. Hoekom? Want ons 60 minute in 'n uur. So 360 gedeel deur 60 gee vir my 6. Met ander woorde, ek het 3 ure tot 6 ure. En nou, as ek dit in eenvoudigste vorm wil kry, nou kan ek gaan kyk. Wat kan in 3 en in 6 indeel? En altyd van hulle kan ek 3 indeel. Wat dan vir my gee, 3 gedeel deur 3 is 1, 6 gedeel deur 3 is 2. So onthou, jou eenhede moet dieselfde wees. Right, laaste een van die vereenvoudiging is 1,8 tot 0,9. So onthou 1,8, 0,9, jy kan nie met kommas werk nie. So, ek wil hulle heel getalle maak. Met ander woorde, waarmee moet ek 1,8 maal ontslaat raak van die komma? Ek gaan maal met 10. Selfde hierso, maal met 10, om te kyk of ons die komma kan wegskuif. So 1,8 maal 10 gee vir my 18, 0,9 maal 10 gee vir my 9. En nou dat hulle albei heel getalle is, nou kan ek gaan kyk. Wat kan in 18 en in 9 indeel? En altyd van hulle kan ek 9 deel. Met ander woorde, ek het 2 tot 1. So vereenvoudiging, redelik maklik, redelik eenvoudig. Onthou net, om seker te maak jou eenhede is dieselfde. Alright, dan vraag 5. Verdeel R600 in die verhouding 7 tot 8. Verdeel beteken jy moet hom opbreek. Alright. So wat wil ek opbreek? Ek wil vir R600 opbreek. Nou om dit te kan doen, moet ek eers weet wat is my totaal. So jy begin deur eers jou twee verhoudings bymekaar te plus. Okay, so 7 plus 8 gee vir my 15. En nou as ek wil weet, wat is die verhouding daarvan in R600, beteken ek vat my eerste verhouding, wat 7 is, ek deel hom met 15, want dit is die totaal, en dan maal ek met my R600. Dan doen ek dieselfde met die 8, dan gaan ek sê 8 gedeel deur my totaal van 15, maal R600. Okay, en dit gee dan vir my 7 op 15, maal 600, gee dan vir jou R280. Okay, so dit gee vir my R280. Dan doen ek dieselfde met die 8. Dan gaan ek sê 8 op 15, maal 600, en dit gee dan vir my R320. En dan moet jy altyd net toets. Wat is 280 plus 320? Right, great. Dit gee vir my 600, wat beteken ek het hom reg verdeel. Alright, so onthou, vereenvoudiging en verdeling is twee baie belangrike punte. Soms gooi dit soms saam in een ding. So ek kan vir jou 'n hele storie gee, waar jy eers die verhoudings dieselfde moet maak, en dan gaan verdeel, maar jou konsep bly dieselfde. Kry eers jou verhouding in die eenvoudigste vorm, en dan kry jy die totaal van hulle, en dan verdeel jy jou bedrag. Okay, so ons het nou gekyk na
jou tabel, so die klassifikasie van getalle, ek het gesê rasionaal en irrasionaal is baie belangrik. Dan ons gekyk na afronding, wanneer rond jy op, wanneer bly hy dieselfde. Toe kyk ons na die vereenvoudiging van verhoudings, en toe die laaste het ons gekyk, dit is die verdeel van verhoudings. So ek gaan hierdie video hierso stop, en dan in die volgende video gaan ons kyk na die persentasies, hoe bereken die persentasies, ons gaan kyk na enkelvoudige en saamgestelde rente, en ons gaan ook 'n bietjie kyk na koers. Alright, so hierdie is dan die eerste deel van hoofstuk 1.